Baie welkom by ons aanlyn diens. So bly jy is ingeskakel vandag. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks en dit is my voorreg om die inleiding te doen tot hierdie reeks getiteld Van Vlees na Vrug. Nou as jy al 'n rukkie die Here dien, sê jy sommer dadelik agterkom ons praat oor die vrug van die Gees. En as jy jou Bybel dalk so 'n bietjie beter ken, sê jy weet ons praat nou oor Galasiërs 5 wat Paulus praat oor die vrug van die Gees. En dis 'n mooi deel in Galasiërs wat ons kry, wat hy sê, weet jy wat, lewe volgens die. Hy lys so 'n paar ander dinge wat die vlees doen, wat ons nie nou gaan lees nie, maar gaan lees dit gerus deur. En dan sê hy, maar hierdie is wat ek nogal voorstel julle doen, wandel in die Gees, en dan lys hy hierdie kenmerke, die eienskappe van wat dit beteken om in die vrug van die Gees te lewe, of om te wandel deur die Gees. Nou ons maak partykeer die fout dat ons dink, dis afsonderlike goed, hy praat oor liefde en geduld en selfbeheersing, maar dis nie vrugte van die Gees nie, dis vrug van die Gees. Dis hierdie goed wat ontwikkel in ons lewe, hoe nader ons aan die Here lewe, hoe meer ons moeite doen om deur die Gees te lewe, hoe meer ons toegewyd is om nie beter mense te raak nie, maar meer soos God. En daar's 'n verskil, want ons moet konteks skryf van hoekom Paulus dit skryf. En dis nog altyd belangrik, jy weet, hulle sê mos, Bybelinterpretasie, die eerste ding en die belangrikste ding wat jy kan leer is, konteks, konteks, konteks. En wanneer Paulus 'n brief skryf, vat dit baie. Daai tyd was dit duur om te skryf. Dit was duur om die goed in die hande te kry, en dan was dit ook duur om die goed te stuur, die briewe te stuur. Hy moes gebruik gemaak het van mense wat sy briewe om help skryf van sy briewe, so hy sou dit gedikteer het en dan sou hulle dit geskryf het. Dis hoekom ek oortuig is dat daar's baie boeke wat anders te lyk as wat Paulus het in ander boeke sou geskryf het, want hy het miskien 'n ander skrywer gebruik, iemand wat hom gehelp het. Ons weet hierdie, want hulle sê dit. Paulus in Galasiërs, die laaste hoofstuk 6, sê hy, ek skryf nou hier groot in my eie woorde. Ons kan agterkom dat hy moontlik 'n probleem gehad het met sy oë. In Galasiërs sê hy self, wanneer hy hulle nou so 'n bietjie uitrap, sê hy, weet jy, toe daar by julle was julle my so goed gesind, en julle was so lief vir my, julle sou julle eie oë vir my gegee het. Nou, daai kan ons oor gesels, en sê, miskien bedoel hy nie letterlik oë nie, maar wanneer ons kyk hoe hy gesukkel het, dan besef ons sy sig was nie baie goed nie. En hy sou in Romeine, maak hy gebruik van Tertius, die ou wat sy brief skryf, jy kan dit gaan lees in Romeine 16, wat hy vir Tertius dankie sê, en hy stuur ook groete, vir die, waar die brief gaan, en dan stuur Tertius ook sommer groete. So, dis nogal deel van die konteks wat belangrik is om te verstaan, wanneer ons na Paulus se briewe kyk. Ander ding ook is, hoekom het hy hierdie brief geskryf? Dis nogal belangrik. 'n Mens skryf nie sommer net 'n brief nie. Ek onthou in die ou dae, het jy altyd, ek dink dit was die People magazine, wat my suster altyd gekoop het, en agter iewers was daar penpels gewees, en dan kan jy nou vir iemand 'n brief skryf en pos wat daar in België bly, of in Amerika bly, en natuurlik weet ons, dit bestaan nou nie meer nie, maar gewoonlik, wanneer jy 'n brief of 'n e-pos skryf, is daar 'n doel daar. Daar's vrae wat gevra word, of daar's antwoorde wat gegee word. Nou Paulus skryf hierdie brief met 'n klomp vrae en antwoorde. Hy is inherent verskriklik kwaad en gefrustreerd wanneer hy hierdie brief skryf vir hierdie kerk, vir hierdie ouens wat Galasiërs nou gaan lees. Hy het die kerk geplant, en hulle het toegelaat dat mense van die kant af inkom en hulle weer bewus maak van die wet. Dis maar 'n ou ding, of 'n ding wat gereeld gebeur het, en Paulus sal gereeld briewe skryf daarvoor, is, kom weg van die wet af, julle is nie Jode nie, julle staan nie meer onder hierdie wet nie. En Paulus was erg hieroor. Galasiërs praat hy oor baie dinge, is nog baie interessant om te lees. Hy verdedig sy eie gesag hier in die begin, en dan verdedig hy die boodskap van die evangelie. Hy sê, daar kom niks by, en jy moet niks bysit nie. Die evangelie is die evangelie is die evangelie. Christus het gekom om jou vry te maak. Soveel so gebruik hy voorbeelde, wat hy opgestaan het teen mense, belangrike mense, wat so gemaak het soos wat hulle nou maak. Wat toegelaat het dat goed van buite af inkom, en
en wegvat van die beware boodskap vir die evangelie. Paulus skryf in Galasiërs, hy sê, ek het selfs op Petrus aangevat, toe hy homself hoog heilig hou, en vir hom gesê, weet jy wat, jy lewe nie meer soos 'n Jood nie, hoe verwag jy dat ander nou soos Jode moet lewe? Hoekom toe daar meer Joodse Christene daar is, toe skryf jy en jy wil nie eintlik iets te doen nie met die heidene nie. Jy is skynheilig. Verstaan jy hoekom Paulus kwaad is? Hy sê selfs vir hulle, hy sê, ek wens ek kan by julle wees, sodat ek my stemtoon kan verander, sê een vertaling, met 'n uitroepteken. Hy was nie hier om doekies om te draai nie, hy was hier om 'n saak reg te stel, en ek dink hierdie brief is so relevant vir my en jou vandag, en dat ons, voordat ons wil vrug dra, moet ons eers 'n paar belangrike vrae vra, moet ons eers 'n fondasie lê. Kyk, die minste wat jy kan doen voordat jy vrug kan dra, is jy moet 'n boom plant. En dan moet jy ten minste 'n gat grawe vir die boom net om regop te staan, anders gaan nie die boom nooit vrug dra nie. En miskien moet ons dit so doen, ons moet eers die fondasie lê, ons moet eers kyk, wat is die belangrike goed, wat ons aan moet aandag gee, voordat ons praat oor liefde en selfbeheersing, en om dit vir die wêreld te gaan wys. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil. Ek lees die vers weer, Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid wat die vlees volbring nie. Later, nadat hy die vrug van die Gees, die eienskappe gelys het, sê hy weer wandel in die Gees, en is so 'n bietjie 'n ander woord wat hy gebruik, 'n meer 'n militêre woord, wat in 'n militêre omgewing gebruik is van, doen hierdie. Hierdie is die dissiplines, jy moet hierdie goed lewe, dis die maatstaf, dit is wat, wanneer daar iets fout is in jou lewe, kan jy maar gaan kyk, een van hierdie eienskappe trek aan die kortste end, geduld is gewoonlik heel eerste, selfbeheersing, liefde, vreugde, daar's iets fout aan die binnekant. En dit bring my tot die volgende paar vrae, 3 vrae, wat ek vandag vir jou wil vra. Is vir my om te wandel in die Gees, is nie net om 'n worship liedjie op pad werk toe te luister nie. Dit is nie net om Sondag kerk toe te kom nie, ons weet hierdie goed. Maar daar's 'n dieper betekenis, daar's meer as net dit, wat die wêreld en die Bybel so graag wil hê jy moet nie doen nie. En die eerste ding is, om 'n Godvreesende lewe te lei. Lewe jy nog 'n Godvreesende lewe? Ek dink, ons doen altyd nie. Ons verloor bietjie die erns van wie God is. Want dit wat om ons is, het hom kleiner gemaak. Die wêreld daar buite maak God klein. Die keuses wat ek en jy maak God al hoe kleiner. Jy al by 'n leeuplaas gewees, op 'n krokodilplaas? Nou kan die kinders nou foto's neem van hierdie welpie wat hulle vashou, vryf. Of 'n krokodil vashou, ek sal nou nie 'n krokodil vryf nie. Maar hierdie klein welpie en krokodil en bokkie kan nie veel skade doen nie, kan hy? Ja, hy kan jou byt, miskien bietjie bloed laat loop, maar gaan nie doodgaan. Maar wanneer daai selfde welpie agter daai heining is op daai leeuplaas, en hy's honger, en hy storm op jou af, hoop jy nou nogal daai draad wat tussen jou en hom is hou, nie. Wanneer daai krokodil, jy kan maar vir my sê, jy het daai ding geleer om te sit of te staan of te vra vir sy kos, ek gaan nie naby hom kom nie. Hoekom nie? Want sy natuur neem oor. Hoeveel keer sien ons nie hoe mense doodgemaak word of in die moeilikheid beland met wilde diere wat hulle dink mak is nie. Want hulle het die respek verloor vir daai dier se natuur. 'n Wilde ding is 'n wilde ding is 'n wilde ding. Andersom werk dit ook dieselfde. Soms sê ons, wanneer ons nou jag en op die plase sê ons, wanneer 'n dier sy vrees verloor het vir die mens, is dit baie gevaarliker. Hy gee nie meer om nie, dis daar waar die kudu so in die huis instap en nie bang is nie, en die mense voer hierdie kudu, maar wat hulle nie weet nie is, een ruk van sy kop kan baie skade doen, dit kan die dood beteken van 'n groot man. Ons verloor ons vrees, en ek bevrees dat dit dieselfde gebeur met God. Wat gebeur soms? Ons vergeet wie hy is, ons vergeet wat beteken dit as ons sê ons aanbid hierdie lewende God, hierdie God wat een woord spreek en alles ontstaan.
Hierdie God wat kom en hy vat sonde, of hy hou vas wat sonde het, weg van ons. Ons vergeet dit, want hy's klein in ons lewe. Maar kom ek sê vir jou vandag, as daai God, die God wat ons dien, sy mond oopmaak, het ons nodig om Godvreesend te wees. Het ons nodig om te buig voor sy wil en nie ons nie. Maar dis 'n probleem, wanneer ons te gemaklik en gewoond raak aan iets, vat ons dit vanselfsprekend. Ons verloor die vrees, die Godvreesendheid. En ons weet dis nie om bang te wees nie, dis nie om weg te kruip as hy in die kamer kom nie, maar is om op te staan en sê, Here, U is bo my, U gesag is altyd bo my. Daar's vrees gewoonlik vir 'n ma en pa, die kinders, alhoewel ek het dit gehad in ons huis. Daar's 'n rede hoekom ek nie met die bal gespeel het in die huis nie. Daar's 'n rede hoekom ek nie net in my pa se kar geklim het en gery het toe ek 12 jaar oud was nie. Want ek het geweet my pa laat dit nie toe nie. Alhoewel ek geweet het my pa het my lief, het ek geweet daar's nodig. Dis nodig om gerespek te hê vir hom. Om sy grootheid te besef, hoeveel te meer nie ons God nie. Psalm 128 sê hierdie wonderlike psalm, 'n bedevaarslied, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy en dit gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kinders mag aanskou. Vrede oor Israel, dit vat my terug na die woorde van Josua, wat hy sê, ek en my huis sal die Here dien. Ons lewe 'n Godvreesende lewe, in hierdie huis sal ons nie toelaat, dat die wêreld sy vinger in ons huis indruk, en kom maak met ons wat hy wil nie. Hier word God gevrees, hier gebeur goddelike dinge. Wanneer ek met my vrou praat, wanneer ek met my man praat, doen ek dit, omdat ek die Here vrees, en weet, dit wat hy van my verwag. Voor ons kom by liefde, natuurlik maak dit 'n groter prentjie, maar ek doen dinge en ek maak besluite in my besigheid, want ek is 'n Godvreesende man. Ek maak dit nie om myself in 'n beter plek te sit nie. Ek doen dit nie net omdat dit 'n goeie deal is nie. Ek doen dit omdat ek Godvreesend is en ek weet as ek die regte ding doen, sal God my seën, want geseënd is die persoon wat Godvreesend is. Dis deel van my wandel in die Gees, deur die Gees, elke dag. En dan word jy nog vasgegryp deur God se liefde. Is sy liefde vir jou nog 'n groot realiteit? Dis belangrik. Word jy nog bewoog? Sit jy nog stil en dink aan hoe min jy dit verdien, maar hoe groot sy liefde is? Dink aan die storie van Vincent van Gogh. 37 jaar oud, pleeg hy selfmoord. En hy het 'n lang, moeilike lewe gehad met depressie en sekere dinge wat hy nie kon oorkom nie. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat sy broer, wat hom ondersteun het, finansiëel ondersteun het, nie net geld gegee het, omdat hy nodig gehad het nie, maar omdat sy broer verskriklik lief was vir hom. Maar selfs in dit, Vincent van Gogh nie sy waarde besef nie. Nie besef dat sy kunswerke die wêreld nog aan die praat gaan het tot vandag toe nie. Na Vincent selfmoord pleeg, gaan sy broer se gesondheid agteruit. 6 maande daarna sy broer oorlede. Sy broer los sy vrou agter en kinders. Dat 'n persoon nie weet hoe lief ander mense hom het nie, maak sy keuses, en die keuses wat hy maak, het so 'n ripple effek dat die mense wat hom lief het, slegter af is, nadat hy weg is.
Maar Vincent van Gogh se skoonsussie verkoop nie net sy kunswerke nie, sy gaan wys dit vir die wêreld. Sy is nog steeds liefvol. Hierdie storie laat my dink aan jou, wat nie besef hoe lief God jou het nie. Dat hy enigiets sal doen, sodat jy daai liefde sal kan uitleef. Dat hy aan die kruis sal hang vir jou. Besef jy hoe lief God jou het? Sien, want ek dink nie ons doen nie, want ons liefde het beperkings soms. Maar syne, Johannes 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Daar's nie 'n ding van, omdat ek nou my hart vir die Here gegee het, het God my lief nie. Hy het jou klaar lief. Dis onvoorwaardelik, agape liefde, onvoorwaardelike liefde. Lewe ek en jy daagliks met daai bewustheid van daai liefde? Miskien nie, want ons dink, iewers gaan dit ophou. Iewers gaan hy sê, weet jy wat, dis nou klaar, ek's moeg vir jou. Maar dis sy karakter. God gaan nie verander nie. Selfs Johannes skryf en so 'n paar verse voor die vers wat ons net gelees het, hy sê, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo, God is liefde, en hy wat in hom, in die liefde bly in God, en God in hom. Dis sy liefde vir jou. Dis daai elke dag wandel saam met hom, ek en jy kan nie, as ons nie bewus raak van sy liefde vir ons nie. En dan wanneer ek en jy God vreesend leef, en ons kyk na sy liefde, en ons kyk na die kruis, sien ons dat ons lewe 'n groter doel het. Ons lewe soveel meer beteken. Sien ons dat ons moet wegdoen met die dinge wat ons in die plek van God gesit het. Dat ons moet wegdoen met die ander goedjies, soos wat die kerk van Galasië gedoen het, die wette en die mooi goedjies, die goed wat mooi klink. Nee, dis die evangelie, en dis die evangelie, God is lief vir jou. En wanneer ons God vreesend leef, en ons is lief vir hom, en ons besef sy liefde vir ons, weet jy wat, dan kan ons nie anders as om te wandel met 'n verlange na God nie. Alhoewel hy naby my is, soek ek hom meer. En is die volgende konfronterende vraag, soek jy God in jou lewe? Wil jy hom maar net op 'n Sondag by die kerk hou? Wil jy hom maar net in hierdie preek van hoor? Of soek jy hom doelgerig in jou lewe? Soek jy sy wil? Soek jy dit wat hy oor jou droom? Want dit kos 'n prys. Psalm 42 sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan voor die aangesig van God verskyn? Hierdie Psalm word nie uit 'n goeie plek uit geskryf nie. Maar dit word geskryf uit 'n plek uit waar ons sê, ongeag waar ek is, ongeag waar ek myself in my lewe bevind, ek soek na God. As die verkeerde geleentheid by my deur kom klop, ek soek na God. Wanneer die wêreld druk en ek weet nie watter kant toe nie, ek soek na God. Wanneer siekte aan my deur kom, wanneer die dood aan my deur kom klop, wanneer die benoudheid my oorweldig, wanneer vyande teen my opstaan, wanneer ek nie weet watter kant toe nie, ek soek na God. Sien, want my lewe moet getuig van die afhanklikheid van God. Paulus sê in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken. Hierdie man wat sy lewe gee vir God. Wat aan die einde van Galasiërs sê hy in sy eie skrif, ek wil nie meer hê julle moet my pla met hierdie goed nie. As die merke wat ek dra nie genoeg is nie, dan het ek niks meer om te gee nie. As hierdie man sê, wil hom net ken. Dink ek, en weet ek,
En glo dat wanneer ek en jy God vreesend lewe, bewus van sy liefde vir ons en 'n verlange en 'n begeerte na hom, kan ons nie anders as om vrug te dra. Wil jou uitnooi om die 3 belangrike vrae in jou lewe te vra. Lewe ek nog God vreesend? En indien ek nie doen nie, neem ek nou 'n standpunt in jy as man van God, jy as vrou van God, jy as kind van God, om te sê, ek en my huis sal die Here dien. Om daagliks te wandel in sy liefde. Weet ek hoe lief God my het? Vra daai vraag vir jou vandag, vir jouself. Hier wil jy sit en kyk. Weet ek dat God my verskriklik lief het? En dan die laaste vraag, soek ek hom in alles. In daai situasie waar jy sit. Soek God. Daai moeilike werksomstandighede, daai huwelik van jou wat uitmekaar uitval, daai verhouding met jou kinders. Soek God daarin. Ek bid vir jou die Psalm. Psalm 128 wat sê, geseënd is jy wat God vreesend leef. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat ons in hierdie oomblik net bewus kan word van die Gees. Bewus kan word van die grootheid, van die liefde. En my gebed is dat ons dat ons ook soos Paulus sal kan skryf en sê, as ek hom net kan ken. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.